Baie welkom by die 2-weeklikse incheck video van die Bybel in 333 dae. Ons is verby dag 40 op pad na dag 50 toe van hierdie reis saam. Ek hoop dat dit nog vir jou sinvol betekenisvol is. Baie dankie vir elkeen wat terugvoer gegee het ook op daardie ook survey wat ek gestuur het, waar julle vir ons 'n vorm ingevul het ook. Soveel goeie terugvoer gekry. Ek sal miskien anoniem van hierdie terugvoer ook deel op ons groep en kanaal net vir bemoediging vir elkeen hierso. Iets wat uitgestaan het van die terugvoer wat ons gekry het sover is hoe mense waarde vind by die feit dat daar 'n hoofstuk Nuwe Testament saam met die Ou Testament gaan op hierdie reis en die balans wat dit bring ook. Ons het nou natuurlik Levitikus klaar gelees hierdie week wat verby was en ons gaan nou Numeri wat ons verder natuurlik reis. En dis seker van die moeiliker boeke wat ons tans deurwerk. Boeke wat vir meeste Bybellesers baie uitdagend is om deur te werk. So wel gedaan en ek glo saam met ons as 'n groep gaan ons dag vir dag deur hierdie goed kan saamreis. Maar iets wat jy sal oplet op die Bybelleesplan wat uitgestuur is vanaf die dag 101 af, wys dit dat daar 'n skuif is vanaf die Nuwe Testament elke dag te lees na die Psalms toe. Aanvanklik toe ek hierdie plan saamgestel het, het ek gedink in die lig van ook ons moet dit uitbalanseer en variasie bring met die Psalms, maar ek het besef dat in die lig ook van die terugvoer wat ek juis gekry het van julle af ook oor die belangrikheid van Nuwe Testament saam met die Ou Testament om 'n opdatering te doen op ons Bybelleesplan vanaf dag 101 af. Aan die ander woorde tot dag 100 toe gaan die plan net so bly. Vir die volgende maand en 'n half kan die net aangaan soos wat die aangaan tot dag 100 toe. Maar ek gaan 'n opgedateerde Bybelleesplan op hierdie groep en op die kanaal stuur oor die naweek nou, wat jy kan gaan kyk waar die hele idee is om net bietjie meer 'n balans en 'n egaligheid te bring waar ons die Nuwe Testament meer gereeld in die tweede deel van die Bybelleesreis sal kan lees en waar die Psalms bietjie opgebreek word in dele, in plaas van om die 150 psalms oor 150 dae te lees, en te sê, kom ons breek dit op, sodat daar genoegsame van Nuwe Testament steeds invloei in hierdie plan in, wat ons kan help en gefokus hou op dit, waar die hart eintlik van hierdie Bybelleesplan is. En dis naamlik om Christus raak te sien, te erken op hierdie reis van ons lewe. Sonder om Jesus deel te maak van mense Bybelreis is eintlik nutteloos, want hy is die redder, hy is die woord wat lewend geword het, wat vlees geword het, is in ons kom woon het, en hy is die kern en die middelpunt, die hoofkarakter, wat ek glo ons moet raak sien, van in die Bybel, en ons geloof saam. So net op daardie aanpassing net op dit, ten minste vir die volgende maand en 'n half, vir die volgende 50 plus dae kan jy net so aangaan. Ek sal seker maak die kommunikasie is duidelik vir opdatering net vir die laaste of vanaf dag 101 af. So mag jy werklik beleef die seën wat hierdie reis saambring. Mag jy beleef die getrouheid wat jy beoefen, dat die Here dit raak sien ook. Ons doen dit vandag nie vir mense nie. Ons doen dit vir die Here en dat hy vandag ook sien hoe jy honger na hom, hoe jy smag na hom, jy graag meer wil leer van hom en die vrug pluk van dat jy hom soek in jou lewe. Ek wil graag hierdie by jou los en mag jy geseënde naweek hê en ons gesels dan binnekort weer. Baie seën vir jou.